Dag sê, dankie en welkom by nog 'n uitsending van Klets Kompas, die eerste vir die nuwe week. My naam is Ogito Greik. Vandag is Maandag die 6de Oktober. In vandag se uitsending sal Irene Marie van der Walt met my die nuus bespreek en bietjie later sal Andrew Poolman in die ateljee wees om die naweek se sporthoogtepunte met ons te deel en daaroor uit te brei. Bly by ons, baie dankie. Daar het ons nou mooi foto's heel om die Klets Kompas geniet, maar die mooiste wat ons nou gekies het, is daar op die voorblad. Irene Marie, wat dink jy van daai kikkie om oor te koer? Ek dink dis verskriklik mooi toe ek dit sien, want ek doen die administrasie vir die kikkie kompetisie en daar is soms foto's wat ek sien en dan dink ek vir myself, joh. Ja. Hierdie moet die een wees. En ek dink hierdie is eintlik die eerste keer wat die kikkie wat ek gesien het en gedink het hierdie is die ene wat hy actually gewen het. Ja. So ek is nogals so veel geluk. Dis 'n 16-jarige wat hom geneem het. Jaden Engelbrecht, wel gedaan. So gepraat, kom ons kyk bietjie na ons hoofnuus daar. Simas is weer daar in die nuus. Dis die gesondheidsversekering vir staatsbeamptes. Dis nou al amper 4 miljard 'n jaar wat ons daarop bestee. Ja, so dit is die regering wat sê hulle het 3,9 miljard, so dis 'n biljoen vir die wat so 'n bietjie platvloers wil praat. 3,9 miljard aan die Staatse Mediese Fonds in die 2024-2025 boekjaar bestee en dit dan nou te midde van kommer wat toeneem oor toenemende kostes en onvoldoende tendervoorwaardes. Ja. En dan natuurlik SEMA's wat ek glo dit sê hierso 120,000 staatsamptenare en hulle afhanklikes dek. Ja. So nogals 'n groot kwessie wanneer 120,000 mense in Namibië families. Ja, dis baie. En deel van die kwessie is ook natuurlik dat MedHealth Namibia nog altyd die administreerders is, alhoewel daar al in 2020 getender was, maar daai tenderproses het was nooit voltooi nie. Hulle sê daar is nou hierdie jaar weer advertensies uitgerig vir belangstellende ondernemings om hulle se belangstelling te toon, maar daar is ook kwessies oor die vereistes. Maar lees gerus meer daaroor. Daar is ook op die voorblad hierdie storie oor die nasionale vergadering, is Elliot Tipingi wat geskryf het, geen stelsel vir agterstand van antwoorde in die nasionale vergadering. So dit is die nasionale vergadering wat toegegee het dat hulle nie 'n amptelike meganisme in plek het om toenemende agterstand van vrae en kritisie te kan hanteer nie. Ek dink 'n baie belangrike punt is, ek meen ek voel enige instelling moet bestaan met meganismes vir wanneer dinge nie goed gaan nie. Jy weet, wanneer dinge verkeerd loop. Ek dink daar moet 'n meganisme wees sodat jy dit kan regdoen. Anders gaan jy nooit verbeter nie. Jy gaan wees soos wat jy begin het en die mense gaan kwaad raak vir jou en jy gaan aanhou wees soos wat jy begin het. Wat gebeur is die oppositie veral, maar enige lid van die parlement het die reg om vrae te stel namens nou die mense wat hulle verkies het, die mense wat hulle verteenwoordig. En dan moet die minister of die wat verantwoordelik is vir daai spesifieke deel van die regering nou antwoord. Maar op die oomblik, daai minister daag net nie daai dag op nie. En dan is dit. Daar is nou geen stelsel om te verseker
En dit was 'n lid van die oppositie van die IPC wat dis nou Eames Nashinge. Hy is eintlik die leier in die parlement van die politieke party wat kwessie geneem het daarmee. En die parlement wat erken het, dit is maar nou soos wat dit is. Ja. So too bad, so sad. Sorry ou. Ja. Dan kry jy antwoorde daar wat jy kry. Ja. En as jy nie een kry nie. Ja, okay. Ek het geskryf oor die kabinetsbesluite op bladsy 3. Hulle het toe aangekondig dat 'n strategie vir die vestiging van kernkragnywerheid in Namibië nou amptelik aanvaar is. Die ministerie van Nywerheidsontwikkeling, Myne en Energie moet so spoedig as moontlik wit papier op kernkrag opstel. En die strategie roep ook op die wysiging van die wet op kernkragenergie en bestraling nommer 5 van 2005, spesifiek om die regulerende owerheid meer onafhanklik te maak en die regering se oorsig te verbeter, alles in 'n poging om 'n kernkragnywerheid in Namibië te kan vestig. Die voordeel van kernkrag is dat dit gee wat hulle noem baseload kragverskaffing wat baie belangrik is. Dit sal ons hernubare kragverskaffing fundament gee, want dan het jy nog krag al skyn die son nie die dag of al waai die wind nie die dag nie. En die krag wat uiteindelik verskaf is uit kernkrag is ook goedkoper, alhoewel die aanvanklike belegging reusagtig is. Dis nou in terme van kragaanleg van die grootte van sê 'n Koeberg of 'n groot ding, maar daar is nou nuwe tegnologie, spesifiek hierdie klein modulêre kernkragreaktors wat ontwikkel is. China voorsien dit kommersieel wêreldwyd, maar dit is ook al in Frankryk en in die VSA. Al hierdie lande het goeie verhoudings met Namibië. En as ons huis in plek kan stel, kan ons so iets binne 5 jaar opstel. Dis nog binne 5 jaar van dat ons huis in orde kry. Nie binne 5 jaar van vandag nie. Ons moet eers nou al die gaan huis uitvee. Ja. Een ding wat my opgewonde maak oor kernkrag is hoe baie krag dit lewer. Ja. Vir hoe min jy insit. En dit is, en ek moet vir jou sê, ons weet ons mynbouingenieurs en daai tipe ouens wat gaan betrokke wees by so iets. Hulle ken nogal hulle storie. Ons weet ons het topklas ingenieurs, ons weet ons het mense wat hierdie kan doen. Ja. So ja, daar gaan altyd kommer wees oor die omgewing, dink ek by kernkrag, en dit is vir my die belangrikste ding is dat ons dit dan reg hanteer. Dat ons nie net sê ag, daar gaan altyd kommer wees. Kom ons kyk nou net verby dat mense gaan altyd aangaan nie. Dat ons daardie kommer ernstig opneem, want dit is it's a matter of time, soos wat die Engelsman sê, daar gaan iets gebeur. Daar gaan, soos wat ek nou gesê het met die meganismes vir 'n slegte dag, daar gaan 'n slegte dag wees. So wat doen ons op daai slegte dag? Jy weet, hoe hanteer ons dit? Dis my groot ding. Dit is die groot ding. En natuurlik, net in daai opsig, Namibië is op die oomblik die 3de grootste verskaffer van Iran vir die wêreld. Ons is vinnig op pad om die 2de te word. Ons grootste myn, Husab, is besig om sy produksie te vergroot. En dan ons verwag nog 2 Iran-myne om binnekort gevestig te word, so in daai opsig. Maar kom ons eindig op 'n goeie noot. Irene, is daar liefde by die NAM? Daar was oor die afgelope naweek. Dit was, ek het in my persoonlike kapasiteit gegaan en toe nou per ongeluk die storie geskryf op die einde van die dag. Dit was my verskriklik lekker. Veral omdat jy 'n legende soos Koos Kombuis gehad het en Koos Kombuis een van die ouens wat halfie voortou geneem het met die voelvry beweging wat ek voel en ek dink baie mense sal met my saamstem, het half die mold gebreek vir Afrikaanse musiek en alternatiewe stemme en alternatiewe klank toegelaat in Afrikaanse musiek. Alternatiewe boodskap ook. Ja. So ek glo dit het baie die van Kou-Kartels en FPK, ons mag nie hulle naam op TV sê nie, maar FPK van Kou-Kartel, daai tipe ouens,
Dit het hulle aangespoor, die feit dat daai mold so bietjie oopgebreek is vir hulle en hulle het toe nou verder oopgebreek. So dit was lekker om half die oorsprong daarvan te sien en dan nou die produk. En natuurlik, die seremoniemeester, jy kan daar sien Skalk Bezuidenhout wat Backflytjie gespeel het. Ek het nie geweet hy speel Backflytjie nie, maar ek doen nou. En hy het ook op 'n punt Pille vir Kersfees saam met Dewels fantasties gesing. Okay, wonderlik. Net voor ons gaan, daar is nog 'n storieetjie wat jy een van ons agterblaaie het. En dit is iets wat baie interessant is hier op bladsy 5. Ghanese afvaardiging vra vir grondlose Afrika. So dit is 'n voormalige lid van die parlement van Ghana, Ras Mubarak, wat onlangs in besoek was in Windhoek en hy is op besoek op reis deur Afrika en hy vra basies dat ander Afrika lande, as ek in Namibië is, moet ek kan Ghana en Botswana en jy weet Ivoorkus en waar ook al heen gaan sonder 'n visum. Okay. Hy glo en hy gaan môre op Kletskompas gesels ook. Hy glo daar is beduidende ekonomiese voordele in terme van werk. Ek meen daar's Afrika lande wat 'n ernstige tekort aan onderwysers het. Ja. En ons het weer 'n ooraanbod van gekwalifiseerde onderwysers. Ja, so ja. Kan daardie onderwysers sonder 'n visum net gou, jy weet, en sy hele argument is Europa doen dit al klaar. Ja. Jy weet, en hulle het nie verskriklike issues met misdaad nie en dit was my so mooi toe hy sê as jy 'n broer het, hoekom sou jy vrees as jou broer vir jou kom kuier? Ja. Maar op daai noot moet ons dit hier los want dit is nou amper weer tyd om aan te stap en hier kom nog advertensies, maar bly by ons. Dis reeds warm hier in Windhoek, maar kom ons loer bietjie die weervoorspelling vir môre Dinsdag die 7de Oktober. Ons verwag op Katima-Malilo vanaf 18 grade tot op 38 grade, sonskyn al die pad, Rundu ook 18, 38, Oshakati 19, 37. Ons verwag op Tsumeb 22 tot 35, Omaruru 18 tot op 35. In Windhoek môre verwag ons 17 grade tot op 31, gedeeltelik bewolk. Elders in die land verwag ons op Henties Bay vanaf 13 tot op 18 sonskyn, op Walvis Bay vanaf 13 tot op 21 gedeeltelik bewolk, in Mariental vanaf 20 tot op 31 gedeeltelik bewolk môre, Keetmanshoop vanaf 13 tot op 27, Loedrich vanaf 11 tot op 27 en Oranjemund sonskyn daar vanaf 10 tot op 20 grade verwag vir môre. Welkom terug en hier in die ateljee met my, ons eie sportkenner Andrew Poelman. Hoe gaan dit, Andrew? Goed, dankie. Okay, toe. Goed, dankie. Kom ons begin daar by die oomblik van die week. Ek verstaan dit kom uit netbal. Ja, so die afsluiting van die seisoen vir die MTC Premierliga in Namibië. So die Namibiese korrektiewe dienste se netbalspan wat dan vir die 3de jaar in 'n ry die MTC Premierliga gewen het. Okay. Die Correctional Services. So hulle het Saterdag nog 2 wedstryde oor gehad wat hulle dan albei gewen het. Hulle dan gewen teen Kuka Tops wat onderaan die puntelys lê, groot telling daar opgesit 68-16 en toe die laaste wedstryd van die dag was dit teen Otjuzan Jupa Nampol wat tweede geëindig het in die liga. Hulle daai wedstryd toe so met 7 punte gewen, 44-37.
En dan so met die oorwinning het hulle dan die wencheck daar gekry van MTC af, $180,000 Namibiese dollar. Wonderlik. Otjizan Jupa Nampol wat dan tweede geëindig het, hulle het $120,000 Namibiese dollar verdien. En die span wat derde was Unam Ogongo. Hulle het $60,000 Namibiese dollar losgeslaan. En dan op die individuele vlak was dit dan die speler van die toernooi was dan van Eastern Chiefs, Melita Hunga. Sy het dan die toekenning gekry as speler van die reeks. Daar was ook individuele pryse vir Monique Basson, daar op die linkerkant van die korrektiewe dienste. Sy was die beste verdediger en dan die beste middelbaanspeler was Martha Champagne gewees daar op die foto. Wonderlik, wonderlik. Oké, kom ons gaan verder. Ek verstaan daar's bietjie nuus uit die Paralimpiese atletiek om te deel. Ja, so hulle was dan in New Delhi, so vir die laaste week of so in Namibië se span. Net een medalje daar gewen, Anania Shikongo, die veteraan. Hy is 39 jaar oud, hardloop nog 100 meter in sy T11 klas dan vir gesiggestremdes. En hy dan 'n silwer medalje daar so gevoeg by sy versameling saam met sy gids hardloper Evan Chiviu wat saam met hom was. Redelike ook sommer 'n Afrika rekord daar gehardloop, 11.00 sekondes. Ja, ek dink 'n redelike goeie tyd nogal, especially vir nogal vir mense wat eintlik dan ek dink in sy kategorie basies geen sig het nie of geen nie 'n hand voor jou gesig kan herken nie, tipe van dis die Alfie toets dink ek vir die klassifisering. So ja, baie goeie oorwinninge. Enigste nou maar weer ook Johanna Benson wat haar finaal gehaal het, maar sy het toe net 8ste gekom in haar 200 meter. Sy was natuurlik ook tevore 'n Paralimpiese kampioen gewees. Ja. So die Paralimpiese atlete wat dan kyk na volgende jaar om dan weer of so 2027 is dan die volgende wêreldkampioenskap en dan is 'n kwalifiserende geleentheid vir die volgende Paralimpiese spele wat dan in Los Angeles sal wees in 2028. Okay, kom ons hou by hardloop, bietjie langer afstand, die maraton by die kus. Ja, Bagmas se Coastal Marathon wat Saterdag daar by die kus gehou is op Swakopmund weggespring het. En dan op Walvis Bay, by die Walvis Bay Hoërskool was die eindstreep gewees. Daar in beeld was dan die manswenner Matthias Simon. Sy wentyd was dan 2 ure 14 minute en hy dan klaar gemaak voor Zakaria Tangeni wat tweede was. En dan in die vroue wedloop was dit dan Alina Armas. Haar wentyd was 2 ure 54 minute en sy dan in die tweede plek was dan Beata Naigambo wat ook tevore 3 keer by die Olimpiese spele was. So maar daar was ook 21 km wedlope en 10 km en altesaam ek dink 1700 hardlopers wat daar ingeskryf het, nogal 'n rekordgetal, 'n goeie opkoms daarso. Ja. Baie gewilde byeenkoms. Dis baie goed. Wel gedaan, Bagmus. Okay, kom ons kyk bietjie na fietsry hier in Windhoek. Ja, so dit was dan die Cycle Classic gewees wat dan geborg is deur die Namibian en ook deur die Rotarier Club. 26ste jaar wat dit gehou is en dan so in die mans se 100 km pad wedren wat dan Sondag afgehandel is, was dit dan Roger Soren, eintlik bekend as 'n bergfietsryer, 'n jong onder 18 seun nog, skoolseun wat dan daarso gewen het met Marco Thiel in die tweede plek en Denzel de Koe wat dan derde was. En ook dan Henri Greef wat dan ook daarso die vroue resies gewen het teen Rosemary Thiel wat tweede was en in die derde plek was dit Melissa Hens. So die Saterdag voor die tyd was dan ook die bergfiets resiese wat ook deel van die hele kompetisie is. Dit is dan nou daar by Farm Windhoek gehou daar in Kleine Koepe en dieselfde twee mans en vroue wenners Roger Soren en Henri Greef wat dan daar ook gewen het. In Sondag se padresies was dit nou Driekus Coetzee en Teens van der Westhuizen is ook twee van die sterk manne. En Marco Thiel, hulle het in 'n stadium daar so 'n bietjie verkeerd gery, so 2,5 km
toe omgedraai en toe ja 'n voorsprong wat hulle eintlik opgebou het wat hulle toe nou eintlik basies verloor het en ja, anyway, dit is dan Roger Soren het gewen en ja, daar's nie daar's nie 'n stryery daaroor nie. Okay. So gepraat van wenners, bekende naam vir ons is Vera Loser. Ek verstaan sy is in Suid-Afrika. Ja, sy het dan in Suid-Afrika so in die laaste week gery. In die Cape Pioneer 5-daagse bergfietsresies wat dan geborg is deur Momentum Medical Scheme. Op die 5 dae die afstande was dan 84 km, 88 km op die tweede dag, 98 km op die derde dag en dan 93 km op dag 4 en die laaste dag se skof was 66 km. So sy het saam met Suid-Afrikaanse spanmaat Samantha Sanders gery en hulle het al die skofte gewen so van die eerste dag af die pink trui vir die vroue resies se voorloper. Elke dag dan ja eintlik basies elke dag 'n bietjie verder hulle voorsprong vergroot en dan oortuigende oorwinning daarso wel. Ja, dit wil gedoen wees. Baie goed gedaan. Dan die hoogtepunt is seker ons cricketspan. Ry daar vir ons uit. Ja, ja, die groot wedstryd was dan eintlik al laas donderdag, die semifinaal wat hulle dan moes gewen het om in die finaal te speel van die kwalifiserende toernooi vir Afrika spanne om dan te kwalifiseer vir volgende jaar se wêreldbeker wat dan so Februarie, Maart aangebied sal word in Indië en ook in Sri Lanka. So en dan Saterdag was dan net die finaal tussen die twee spanne wat reeds gekwalifiseer het, Namibië en Zimbabwe. Ja. Daar in die finaal in Harare was dit dan Namibië wat eerste gekolf het 167 vir die verlies van 6 opgestel het en Zimbabwe wat dan daarso die finaal gewen het voor hulle tuiskare daar met 7 paltjies. So 2 jaar terug, wat ook al in die vorige kwalifiserende toernooi hier in Windhoek, ja, Zimbabwe wat teen al die verwagtinge in, ondanks hulle hoë posisie op die wêreldranglys het hulle dan verloor teen Uganda en ook verloor teen Namibië, so dit was dan die twee spanne wat wêreldbeker toe was, hulle dan by die huis gebly. Ja, so dat dinge daarmee reggestel daarso vir hulle. Nou op die skerm dan op die oomblik Nicole Lofty-Eaton van Namibië, hy is dan aangewys as die beste bowler in die toernooi, hy het 10 paltjies gevat in die 5 wedstryde. Daar was 1 wedstryd teen Malawi wat hy met sy eerste bal en sy tweede bal en sy derde bal en sy vierde bal wat hy gebou het, paltjies gevat het. Ongelooflik. Ja. Nee, wonderlik. Baie dankie. Baie dankie Andrew en baie dankie julle dat julle by ons aangesluit het. Dis dan dit vir hierdie week vir hierdie maandag se Kletskompas, maar daar is nog baie wat vir u voorlê vir die res van die week. Kom sluit weer by ons aan. Tot dan. Totsiens.